Goeiemôre. Sê julle is dan daar. As ek so 'n bietjie dooierig raak, asseblief wys net vir my, raak lewendig. Okay. Ja, met die jeug saam moet jy lewendig wees en ek het agtergekom, baie keer en haak ek maar bietjie vas. Dan is ek die kant van die lyn en nie die kant van die lyn nie. Maar ja, ek wil vir die Here heel eerste sê baie dankie vir die geleentheid om sy woord te mag bedien. Dankie dat hy in my hart inspreek. En dankie vir sy liefde. Dankie vir dit wat hy vir my kom doen het. Vader, ek eer u vanoggend vir u kosbare woord wat u in my lewe kon spreek het. Vader, dit wat u gespreek het, dit maak u waar. En Vader, u kom en daar waar ons swak is, dan kom u en u staan op as God. En u kom verheerlik u naam in en deur ons. En dankie vir die geleentheid, Vader, om met die gemeente te mag deel, dit wat u op my hart lê, dit wat u my kom leer het, en dit wat u my kom wys het. En ek eer u daarvoor. Dankie Heilige Gees, dat u vanoggend harte voorberei het, en dat elkeen oop en ontvanklik is, vir dit wat u vanoggend vir hulle gee. Ek dank u, Vader, in Jesus naam. Ek wil ook net vir Pastoor Kobus en vir die kerkraad, julle baie dankie sê vir julle gehoorsaamheid aan Heilige Gees. Ek is nou al 13 jaar hier op Stilbaai en soos julle weet, as jy van 'n ander plek afkom, dan is jy gewoond aan ander dinge. Jy is gewoond om die Here op ander maniere te aanbid, maar Stilbaai is nie ander plekke nie. Okay, Stilbaai is uniek. Okay, in die ander plekke was ons gewoond, jy kom, jy's amper heel week besig, jy's amper heel week daar by die kerk besig, met intersessie, met bid. Ons het nog ons bidure daai kant op Woensdae, weet, soos ons in die ou dae gehad het. Maar hulle gaan aan en hulle doen dit. En as jy in Stilbaai kom, dan het jy hier 'n ander siening. Dan dink jy by jouself, ja, hierdie mense moet wakker skrik. Dis wat jy dink. Want hulle doen nie dit wat jy gewoond is nie. En die Here het my baie vinnig kom stil maak wat dit aanbetref. Vir my gesê, hou jou oë van die mense af, dis my mense. Ek is lief vir hulle soos hulle is. Fokus jy op dit wat ek jou geroep het om te doen. En dit het my hele fokus verander oor Stilbaai. En die Here het my kom leer dat Stilbaai is 'n plek wat baie liefde het. Is 'n plek wat die Here op 'n ander manier aanbid. Hulle is ook oop vir die Here. Hulle is ook honger vir hom. En ons moenie ander kerke se goed probeer afforceer op 'n gemeente wat uniek is nie. So ek wil vir die Here dankie sê daarvoor. Dankie dat hy dit vir my kom leer het. Ek wil vanoggend met u, of dalk moet ek eers vir u sê, waar ek nou vandaan kom, myself net eers voorstel vir die wat nie weet nie. Ek was al van 'n jong ouderdom af, ek dink 5, toe ek my hart en my lewe vir die Here gegee het, en die Here het my gehelp en my deur 'n praktiese leerskool gevat, en met my gepraat deur visioene, deur gesigte, drome, en so aan. Ek was nog bietjie klein, ek kon nog nie regtig lees en skryf nie, so ek het maar probeer teken dit wat die Here vir my wys. En toe ek graad 11 was, het ek my laat doop, groot laat doop, daar by Pastoor McGrath hulle in Rangheid gemeente AGS, en na daai doop het my lewe heeltemal verander. Ek wou die wêreld omkeer. As Pastoor McGrath klaar gepreek het op 'n Sondagoggend, dan is ek uit in die strate. Dan enige ou wat op my pad kom, keer ek voor en ek sê vir hom, weet jy, Jesus is lief vir jou. Weet, en in my onkunde, in dit wat ek geweet het ek probeer om die liefde van Jesus uit te straal. En ten spyte van my onkunde, het die Here nog steeds gekom en hy het mense aangeraak. Die Here het hulle harte verander. Mense het hulle lewens vir die Here gegee. Die Here het nog steeds gekom en deur sy Heilige Gees wonders en tekens kom doen. Die Here het awesome goed gedoen en daardeur het hy my kom leer wie hy is in die bedieningsveld buitekant. Ek het direk na so rukkie na ek my laat doop het,
het ek hierdie begeerte gehad om met die Heilige Gees gedoop te word. En baie mense het vir my kom bid. Ek sal nooit vergeet nie, Aubrey Erasmus, hy is vandag pastoor daar in Randfontein, en hy het sy eie gemeente daar. Hy het gekom en die een dag by die jeug, toe sê hy vir my, Hein, kan ek vir jou salf? Dan sê hy vir hom, natuurlik kan jy my salf. En ek het daar gestaan, my maat vir my splinter nuwe klere gekoop. Jy weet, hier staan jy in jou nuwe klere, jy gaan nou met jou klere breek daar by die jeug. Jy weet, ons jong mense like van mooi aantrek en almal moet dit raak sien. En hy het gekom en hy het my nie so gesalf soos wat ons doen nie. Hy het daai laaste klomp olie so op my kop uitgegooi. Okay. Dus ek dadelik, weet, jou fokus is weg van die Here af. Jy dink aan jou ma. Want sy gaan vir jou iets sê en iets aan jou doen. Okay, want daai klere kos geld. Okay. Maar in elk geval, dit is waar die Here die eerste keer dit toegelaat het, dat iemand my salf met olie. Op so 'n manier, op so 'n wyse. En dit was vir my baie special. Ek was nog steeds nie gedoop met die Heilige Gees toe nou nie, kan nog nie in tale bid nie. En toe een aand, toe sit ek daar by die huis op die bed, en ek lees so deur my Bybel, en ek kry 1 Korintiërs 14, waar hy praat oor die tale. En toe ek dit lees, toe raak ek so opgewonde hier binne my. En ek sê vir die Here, dis wat ek wil hê, dis wat ek wil hê. Want die duiwel verstaan my nie, ek self verstaan my nie, okay? En niemand anders gaan my verstaan nie, net hy. En dit was my roep na die Here, en ek was opgewonde toe ek het vir hom sê, dis wat ek wil hê, Here. Want ek kan nie my eie goed bid nie, ek kan my eie goed uitdink, en die Here probeer manipuleer met Bybelversies en goed nie, ek kan nie. Ek kan ook nie beïnvloed word deur die duiwel wat gedagtes in my kop sit, wat ek moet bid en wat ek moet sê, sodat ek op die dwaalweg gelei kan word nie. So, en daai aand het ek gaan slaap, en die volgende oomblik, toe skrik ek wakker, toe is ek besig om in tale te bid. Ek praat myself wakker in tale. En ek is so bly en opgewonde oor dit, en my broer het op die onderste bed geslaap, ek het op die boonsteen geslaap, en die volgende oomblik, toe spring ek daar af, maar jy kom hartaarde toe, het is so gelekker geslaap het, en jy spring af. En ek het die lig aangesit, en my broer het gevra, wat makeer jou? Wat's fout met jou? En ek het alles gehoor wat hy sê, en ek wil hom antwoord, maar my mond en my tong is besig met ander goed. Is besig om die Here se naam groot te maak, en om te verheerlik. En daardie aand, nou ek vir hom gewys het, ag slaap jy maar nou net, jy weet. Toe kom die Here, en die Here gee vir my eerste boodskap. En wat ek toe nou gekry het, is om daar by pastoor McGrath hulle te gaan bedien. Maar die Here was nog nie klaar nie, hy het my 'n dierles geleer. Die pastoor het gesê, is reg, Hein, ons gaan jou toelaat, en toe dit by die dag kom wat ek moet preek, toe sê hy, ek gaan jou nie meer toelaat nie. Dit vat jare om 'n gemeente op te bou, en om te kry op die vlak waar hy is. As ek nou 'n jong mannetjie, soos jy, laat toelaat om vir 'n klomp ou mense te preek, gaan hulle opstaan en uitloop. Okay, en ek verstaan sy hart, maar op daai stadium het ek dit nie verstaan nie. Okay. Toe gaan ek en ek sê vir die Here, ja, kyk hier, 'n man van God, sy ja is nie sy ja nie, en sy nee is nie sy nee nie. En ek het skaars beginne dink oor hierdie goeters, en met die Here geredeneer oor dit. Sê hy vir my, jou mond van my gesalfdes af. Wie is jy? Wie is jy om teen my gesalfdes te praat? Ek het jou 'n opdrag gegee, wat jy moes gaan doen het. En jy was ongehoorsaam. So, daar het ek vandag geleer, jy praat nie teen die gesalfdes van die Here nie. En die ander kant is, jy weet nooit of die boetie of die sussie wat langs jou sit, 'n gesalfde van die Here is nie. Jy weet nie wat die Here hom voorgeroep het nie. So moenie praat van hulle nie, asseblief, moenie negatiewe goed sê oor hulle nie, want die Here is lief vir ons almal, met dieselfde liefde. Okay, wat in hierdie tyd gebeur,
na ek hierdie les geleer het ek met my matriek, net na my matriek het ek besluit, ek gaan voltyds in die bediening. Ek het nie mense gaan soek nie, ek het nie gaan geweet ek moet nou gaan leer of enigiets nie. Ek is sommer direk uit strate toe. Okay. My pa het nog daai middag dat ek my laaste toksak klere gaan haal, toe kom hy daar by die huis aan van die werk af en hy sê vir my, ek sien jy's op pad. Ek sê vir hom, ja. Hy sê, waar gaan jy heen? Ek sê, ek gaan vir die Here werk. Hy sê toe vir my, waar gaan jy bly? Waar bly jy? Ek sê, ek weet nie, maar die Here sal voorsien. Hy sê vir my, wat gaan jy eet? Ek sê, die Here sorg vir die mossies, hy sal vir my sorg. En intussen tyd het ek al klaar van my sakke daar onder 'n bos gaan indruk, daar in Rangate. En is 'n stywe entjie se loop tot daar van ons plot af. En ek het my laaste toksak klere daar, en klomp traktaatjies, en my Bybel en so aan is daarin. En my pa het saam met my gebid, en hy het vir my gesê, Hein, ek gaan jou toelaat. Jy kan gaan, jy kan die evangelie gaan verkondig, jy kan mense na die Here toe lei, jy kan al hierdie goed gaan doen wat die Here vir jou roep om te doen, en wat hy vir jou gee om te doen. Maar moenie laat ek jou op die straat kry blikkies skit nie. Dan gaan ek jou oplaai, en ek gaan jou huis toe vat, en dan kan jy van die huis af vir die Here werk. Okay. Nou as 'n jong man, dan dink jy nie aan sulke goed nie, jy wil net uit. Okay. Na matriek wil jy uit, jy wil jou eie ding doen. Ek het daai aand gegaan, ek het 'n keuse gehad, gaan ek vir my 'n plekkie maak waar ek slaap daar onder die bosse, of gaan ek traktaatjies uitgee? En dit was al klaar so skemer aand. En ek het besluit, ek gaan traktaatjies uitgee. En met daai traktaatjies wat ek uitgee, ontmoet ek 'n tannie, en daai tannie sê vir my, wil jy nie by ons kom bly nie? Maar sy weet niks nie, sy weet nie dat ek weg is, sy sê, haar man het die Here nodig, haar kinders het die Here nodig, kan ek nie daar by hulle kom bly nie, sal my ma hulle omgee. En my reaksie, nee, hulle sal nie omgee nie. Okay, so ek is sommer daai selfe aand, en van daar af, moet ek vir julle sê, nog nooit in my tyd van bedien, het ek nodig gehad om buite te slaap nie. Nog nooit het ek honger gehad nie. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. Hy het gesê, die arbeider is sy loon werd. As jy vir hom werk, dan kan jy weet, hy gaan vir jou voorsien. En elke behoefte. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak hoe hard dit is nie. Hy gee vir jou die weg en die uitkoms. Daar was 'n tyd waar ek moeilikheid gekry het, waar jy is besig om siele te wen, en dan kom van die geestelike leiers in die dorp, dan ontmoet hulle jou, en dan het jy moeilikheid. Want wat soek jy by my skapies? Okay, en dit was nie my bedoeling nie. Ek het gegaan uit die liefde wat die Here in my hart gesit het, en hy is die herder. En ek het mense bedien in sy liefde. En as mense seer gekry het in kerk, het ek hulle na daai kerk waar hulle seer gekry het, toe terugverwys, want dis waar hulle moet gesond word. Hulle moet nie leer om weg te hardloop nie. Hulle moet leer om dit uit te sorteer. En ja, so ek het paar keer so moeilikheid gekry, maar die Here het my deurgedra, en toe op 'n stadium het ek vir pastoor Tinus die Jager ontmoet. Hy was vir my 'n baie goeie mentor, my baie dinge geleer, my baie dinge toegelaat om te doen, jeugbediening. Hulle het later van tyd my beroep as evangelis van die gemeente. En dan is jy aktief, jy is besig, jy is op alles wat die kerk het, is jy daar, jy is op die intersessie, jy is konstant besig, jy doen huisbesoeke, hospitaalbesoeke, skole, berading, bevryding, jy is besig met alles. En dis 'n wye veld waar die Here my ingesit het op daai tyd van my lewe. En ja, eendag in 'n vas en bid tydperk, toe kom die Here en hy wys vir my dat ek is die klippie in die slingervel, en hy het gegooi. Nou, die klippie, jou logika sê vir jou, die klippie moet iets doen. Hy moet 'n Goliat tref, hy moet iets tref. En as die Here gooi, hy mis nie. 'n week later kom Winnen Oosthuizen van die Kaap af, hy's 'n profeet, en hy het kom profeteer oor al die leiers in die gemeente.
En terwyl ek daar staan, toe hy nou vir my woord gee, toe kom hy en hy praat goed wat niemand geweet het nie. Ek het 'n stuk materiaal uit my ma se naaldwerkkas, byvoorbeeld het ek nou gevat, sonder haar toestemming, en ek het daarop gaan verf en geskryf, die Here is my banier. En ek het 2 riete ingedruk, en as ek in my kamer gaan bid, dan steek ek hom so op. Dan bid ek vir die hele wêreld, en dan steek ek hom weer weg as ek klaar gebid het, want my ma moet dit net nie aan die hande kry nie. En hier die profeet kom, en hy sê vir my, die Here sê, jy moet aanhou, om hom soos 'n banier oor die aarde op te hef. En toe hy dit sê, toe heilig. En om vir te sê hoe akkuraat die Here is, en hoe hy kom en goed aan mense openbaar, wat jy van geen kant af ken nie. Kom hy en hy kom bevestig die woord, en hy sê vir my, die Here sê, jy's die pyl in sy boog, hy het geskiet. Dis presies dieselfde werk wat die klippe moet doen. Jy moet iets tref, en die Here mis nie. Hulle het toe op 'n stadium besluit, hulle gaan 'n nuwe jeugleier kies. Ek het altyd gesê, die Here is die jeugleier, ons doen wat hy sê, en toe hulle sê, hulle soek 'n ander jeugleier, toe dacht ek, ja, dis nou 'n moeilike ene, okay? Want ons doen wat die Here sê. Ek het myself nooit gesien as die jeugleier nie. En ons moes insit, ons het die klomp by mekaar gekry en ons kies, en hulle het die ander ouetjie gekies. Ons was heeltyd gelyk op, maar toe die papiertjies so skeer, toe hoor ek die skrif wat sê, die herder is geslaan, en sy skape het verdeeld geraak, verstrooi en geraak. En dit het ook so gebeur. Direk na daai besluit geneem is, toe lei die telefoon by die pastorie, en ek kry geleentheid toe nou om Kaap toe te kom, om iemand te kom help, op hulle plaas, en tydens daai tyd het die Here vir my opdrag gegee om uit te gaan, en ek weer in ander dorpe ook gaan bedien. En die jeug aan die kant het nou, na 3 maande se tyd, is die hele jeug uitmekaar, en pastoor Tinus bel my toe, en hy sê vir my, asseblief, kom terug. Het goed gebeur, en ons het nodig dat die jeug aan die gang kom. En ja, dit was vir my hartseer toe ek het hoor, want ek het geweet, dit wat die Here my gewys het gebeur. Mense het 'n mens gekies bo hom. Okay? Ons het gesagfigure, en ons het nodig om pastore en leraars te hê, en mense wat daar is, vir wie jy verantwoordbaar moet wees, of verstaan, hulle is daar vir 'n rede, die Here het hulle aangestel om daar te wees. Maar in daai geval was dit vir my baie ernstige ding. En ja, so op pad terug, toe het ek besluit ek gaan ry loop. Van die Kaap af, Randfontein toe. Okay. In my mind, ek het net hoe ver is dit nie, maar in elk geval, ry loop. Niemand tel my op nie, het begin so donker raak, en ek sê vir die Here, is dit vanaand die eerste aand wat ek onder 'n bos gaan moet slaap. En die volgende oomblik kom aan, en die Heilige Gees oortuig my en sê vir my, dis hoekom hulle jou nie optel nie, hulle is bang. Hulle is bang, hulle word aangeval, of jy vat hulle kar, of so. Weet, daar's dalk ouens wat in die bosse wegkruip. En op daai oomblik toe sê ek, Heilige Gees, het my nou net van hierdie waarheid oortuig. Die volgende ou wat hier aankom, oortuig hom dat ek 'n kind van U is, dat hy nie bang hoef te wees nie. En die ou het verbygery, hy het nie eers vir my gekyk nie, en hy het so om die draai gegaan, en het nog karre aangekom, ek my hand uitgehou, en toe kom hy terug reverse. En toe hy so terug reverse, toe hardloop ek nader met my rugsak op en alles, nee, en ek sien hy wil toe ry, maar dit dan kan nie wag. En toe wag hy vir my, en toe ek by hom kom, toe stel hy homself voor as 'n evangelis, en ek stel myself voor aan hom, en hy vra waar toe gaan ek, en ek sê vir hom Randfontein, hy sê, hier, dit is 'n bietjie ver, ek gaan net tot by die volgende dorp, ek gaan na een van my groot geesgenote toe, om bietjie tyd saam met hom te hê, maar omdat dit laat is, wil hy nie sommer by my oorslaap vanaand nie, en dan kan jy môre verder gaan. Dan sê baie dankie. So die Here het vir my voorsien, toe ek daar uitklim, en die ander oom groet, ek sy hand so vat, toe sê hy vir my, jongman, weet jy hoekom is jy hier? Toe sê ek, nee oom. Toe sê hy vir my, die Here wil jou wys hoe lyk jou teiken. Nou vir my, op daai oomblik, dis groot, dis wow. Ek kan sien
wat ek moet tref, wat die Here my voorgeroep het. Okay. En hy sê vir my, ek kan jou nou sien, jy kan verder gaan. Of, ons kan die Heilige Gees wat in jou is vertrou, om vir jou te wys wat jou teiken is. Dan weet ons die timing is reg. Toe sê ek verkies dat die Heilige Gees het vir my wys. Toe sê hy vir my, is jy reg vir konferensie? Toe sê ek, ja oom. En ons het daai aand gesit, hy het my voorgestel in sy gesin, en het was ons 3 manne om 'n tafel, ons het daar gesit, en ons het konferensie gehou. Hy het woord gelees, en toe hy klaar gelees het, toe sê hy vir my, het jy 'n teiken gesien? Toe sê ek, nee. Toe sê hy, goed, kom ons bid. En toe bid ons. En hy vra die Here om my oë oop te maak, dat ek sal sien wat die Here vir my wys. En toe lees hy het weer deur. En toe sê hy vir my, het jy 'n teiken gesien? Toe sê ek, ja, ek het. Toe vat hy die Bybel, toe sê hy, bedien ons met die woord. Nou okay. Op daai oomblik, dan bewe jou broek. Want wie is hierdie mense? Nou moet ek vir hulle vertel. En toe ek klaar is, toe sê hy vir my, jy het reg gesien. Nou ja, nou wonder julle almal, wat is daai teiken, hè? Okay, die gedeelte wat die Here met my gedeel het daai aand en wat hy vir my gewys het, is Genesis 24. Ek gaan baie vinnig daardeur werk, is 'n baie lang gedeelte, so Genesis 24, Rebekka word gevra as vrou vir Isak. Okay. Ek wil vir u vra, ek wil nou nie regtig met u praat oor Rebekka en oor Moses of oor Abraham en oor Isak nie. En oor die dienaar van Abraham nie. Ek wil met u oor die nuwe familie praat. 'n splinter nuwe familie. En die vraag wat jy jouself moet afvra, terwyl ons hier deurlees, okay, wat ek wil hê jy moet hier in jou agterkop hou, die vraag wat jy jouself moet vra, is ek die een? Of is jy die een? Okay, vra jouself dit af. Okay, so wanneer ons hier deurlees, gaan ek vra dat jy God sal sien as Vader, Jesus sal sien as die Seun. Met ander woorde, in plaas van Abraham sien jy God die Vader, in plaas van Isak sien jy Jesus die Seun, in plaas van die dienaar, die Heilige Gees, sien jy die Heilige Gees, wat gestuur word om 'n bruid te kom haal, om 'n vrou te kom haal vir Jesus. Nou julle weet wie is die vrou, nee. Dis ons. Dis die kerk. Dis die familie van God. Dis die familie wat hy het. As jy jou hart en jou lewe vir hom gegee het, en jy het Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en jou saligmaker, en jy is gehoorsaam en jy doen wat die woord van die Here vir jou sê, dan word jy deel van die familie. Kom ons lees gou saam. Hy sê, en Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat jy kan sweer dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel, die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Toe sê die dienaar vir hom, miskien sal die vrou my nie wil volg na hierdie land nie, moet ek u seun dan maar terugbring in die land waaruit u weggetrek het. En Abraham antwoord hom, neem jou tog in ag dat jy my seun nie weer daarheen bring nie. Die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslaaf van hierdie eed aan my. Jy moet net my seun nie weer daarheen bring nie. En toe lê die dienaar sy hand onder die heup van Abraham, sy heer, en hy het vir hom gesweer met die oog op hierdie saak. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy heer by hom.
Hy het klaargemaak en na Mesopotamië, na die stad van Naar getrek. En hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n put teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep en gesê: Here God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Nou wil ek weer jy moet die vraag vra. Is jy die een? Dis Heilige Gees se begeerte dat jy deel sal wees. Dat jy die een sal wees. Jy wat deel is van die familie. Hy moet onder die familie gaan en 'n vrou gaan haal. En die gebed wat hy bid, daar van vers 13 af, sê hy: Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep, laat dit nou tog gebeur. As die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink, ek sal ook die kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het vir u knegt Isak. En daaraan sal ek weet, dat u guns aan my Heer bewys het. Nou ons weet wat verder gebeur het, hoe Rebekka daar uitkom, en sy haar kruik op haar skouer het, en sy het afgedaal en gaan water skep by die fontein, en sy het opgekom uit die fontein het, en die dienaar het vir haar gesê, geef vir my 'n bietjie water om te drink, en sy het dadelik vir hom gegee om te drink. Nou, jy moet vandag vir jouself sien in hierdie posisie. As Heilige Gees by jou kom, is net so toetsie wat jy met jouself kan doen vanoggend. As Heilige Gees by jou kom, en hy vra vir jou, gee my iets om te drink, is jy bereid om dit te doen? En die vraag is, hoe gee ek hom iets om te drink? Deur gehoorsaam te wees. As jy gehoorsaam is, en jy doen wat die woord van die Here vir jou sê, dan sal hy vir jou, dan dit is hoe jy vir die Heilige Gees iets gee om te drink. As die Heilige Gees vir jou sê, vandag gaan jy nie werk nie, vandag gaan jy uit strate toe, jy gaan siele wen, en jy gaan werk, dan doen jy 'n verkeerde ding. Gaan wen siele. Dalk gee die Here vir jou beter werk. Okay, so as jy gehoorsaam is, gaan die Here jou bless daarmee. Okay. Die Here voorsien altyd bo dit wat jy verwag. Hy is altyd meer as jou eie belange, as jou eie gedagtes, jou eie planne. Die Here weet presies wat jy nodig het. So as jy vir die Heilige Gees te drinke gee, dan kom jy by die volgende punt. Jy het nou nog net die Heilige Gees toegelaat. Nou moet jy die kamele toelaat. Jy moet toelaat dat die kamele drink. Jy moet vir hulle ook skep. Nou, as ons vir die kamele skep, dink hoe hard moet sy gewerk het. 'n Kameel drink verskriklik baie. En sy het vir al 10 daai kamele water gegee. So wat sê dit vir ons? Ons moet meer tyd in die woord spandeer. Elke keer wanneer jy na die woord van die Here toe gaan, dan maak jy jou hart vol. Dis jou kruik, jy maak jou hart vol van dit wat van die lewe, van die water van die lewe, jy maak jou hart vol daarmee, en jy luister na dit wat die Here wil hê jy moet doen, en dan begin jy, en jy doen dit. Nou die kamele, as ons na die kamele kyk, die skrifgedeelte, wat Heilige Gees vir my gewys het, daardie tyd was 1 Korintiërs 1 Korintiërs 12. Nee, daar kom. En dit is die vrug van die Gees. Ag, nie die vrug van die Gees nie, dit is die gawes, die 9 gawes. En toe ek hierdie 9 gawes lees, dis ek vir die Heilige Gees, maar daar is net 9. Daar is nie 'n 10de een nie. So waar is die 10de kameel? En weet wat was vir my mooi? Toe hy kom en vir my wys, liefde is ook 'n gawe. Liefde, God se liefde, dit wat hy vir jou kom gee, dit wat hy kom doen het, is die grootste gawe wat jy ooit in jou lewe kan hê. As jy Jesus nie het nie, as jy die liefdegawe van God nie deel van jou lewe het nie, dan mis jy uit. Dan mis jy uit.
Ek gaan vir julle lees. En dan dink vir jouself, sien jouself, is jy besig om die kamele water te gee? Laat jy die Gees toe om hierdie gawes deur jou lewe te laat werk? Hy sê daarvan vers 7 af gaan ek lees. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Ek dink ek wil gou vir u vertel iets wat gebeur het. Ek weet nie hoeveel tyd het ek nog nie. Ek sit eendag in 'n biduur, daar by pastoor McGrath hulle. En soos wat ek so tussen die mense sit ek so reg in die middel, en daar's nou 'n klomp mense wat daar sit, so 'n groot gemeente. En ja, die Heilige Gees lê dit op my hart om vir 'n oom te gaan bid wat vorentoe gegaan het vir 'n uitnodiging. En is 'n lang oom. Nou, die eerste ding wat ek vir die Here sê, ek kan nie vir hom gaan bid nie, kyk hoe lank is hy. Nou gaan hy moet afbuk, so, dat hy kan hoor wat ek bid, want die musiek speel. Okay, so, jy moet 'n bietjie insit. So, nou sê ek vir sê die Here vir my, met wie praat jy wanneer jy bid? Dis sê ek met u. Dis sê ek kan jou hoor. Okay, dis daai verskoning uit. Toe kom die volgende verskoning. Sê ek, Here, maar nou moet ek vir al hierdie mense sê, ekskuus, verskoon tog, ekskuus, weet, en ek wat so ou skaam ouetjie is, dis 'n verskriklike moeilike ding om te doen. Jy wil nie mense pla nie. Jy wil nie sê ekskuus gehou, weet, of so nie. En intussen tyd klop hierdie hart vir my hierso. Okay? So ek weet ek moet gaan, maar ek bly sit. En die volgende oomblik, toe ek my kom kry, toe staan ek op my voete. En toe wil ek nog 'n verskoning uitdink, maar toe dink ek vir myself, dit gaan baie dom wees as ek nou gaan sit. Want almal het gesien ek spring op, ek staan op, dan gaan hulle nou, ja, ek moet nie gaan sit nie. Dis dit ekskuus, verskoon. En soos wat ek uitloop tussen die mense deur, bid, amper almal daar wat op die kerkraad is, bid toe nou vir die oom. En ek dink, ja, dit gaan dom wees as ek ook nou nog vir hom gaan bid. Okay. So, heeltyd hierdie worsteling in my kop. En toe ek so in die gangetjie kom, toe het hulle klaar vir hom gebid, en hy draai om en hy kom so teruggeloop, en hy maak oogkontak. En ek is so skaam, ek weet nou nie hoe gaan ek hierdie oom nou breek of stop nie. En ek los dit. Hy hou aanloop en ek hou aanloop. En nou kom ek daarvoor. Nou dink ek by myself, o Jesusie, wat nou? Nou staan ek hier. Ek moet vir iemand bid. En hulle bid vir die mense, maar daar's 'n tannie wat hulle nie voorbid nie. Nou, ons het geleer dat jy bid nou mos manne vir manne, vroue vir vroue, maar nou staan die tannie daar en niemand bid vir haar nie. En ek gaan staan agter haar en ek sê, tannie, waarvoor kan ek vir tannie bid? En sy sê vir my, dis 'n onuitgesproke versoek. Weet julle hoe moeilik is dit? Hulle is daar, bid asseblief vir my, maar hulle wil nie sê waarvoor nie. So, dit het my geleer, vertrou die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat die werk doen deur jou en die Vader daarin verheerlik. Ek het vir haar gebid, dat ek klaar gebid het, en ek almal het al gaan sit, en dis amper soos wanneer ek praat baie lank. Okay. En almal het al gaan sit, en ek moet nou terugloop, nou kyk almal weer vir jou, weet, en almal se oë is op jou. En ek dacht, wag, dat ek net enige sitplek gryp, en ek sit sommer net daar waar ek plek kry, en die tannie het gaan sit op haar plek, en pastoor McGrath het afgesluit met gebed, en almal is uit, hulle is op pad huis toe, weet, soos wat hulle uitbeweeg, sê pastoor McGrath, mense asseblief, ek vra om verskoning, moenie gaan nie, kom asseblief terug, die Heilige Gees werk nog, en die mense kom terug, en hulle kom sit, en toe hulle nou sit, dus sien ek, daar is 'n commotion, daar gebeur iets daar, weet, en toe sê daai tannie, sy het haar moue toe nou so opgetrek,
En sy skree dit uit, die Here het my aangeraak, die Here het my aangeraak, en sy sê, kyk pastoor, ek is gesond, kyk pastoor, ek is gesond, en ek verstaan nie wat gaan aan nie, en sy sê, daar die jong man wat daar sit, hy het vir my kom bid, en toe is ek skaam, want toe kyk almal nou regtig vir my, en ek sak my kop so nie, en ek weet nie wat om te sê nie, en sy sê, hy het vir my kom bid, ek het vir hom gesê, dis 'n onuitgesproke versoek, hy het nie geweet waarvoor om te bid nie, maar terwyl hy bid, het hy vir my gesê, die Here sê, ek hoef nie te gaan vir bestraling nie, hy het my volmaak gesond gemaak. En sy het in die banke gekom en gekyk of dit so is, en dit was so. So, weet julle wat gebeur met my? In my skaamheid gee ek nie die Here die eer nie, ek is te bang, ek is te skaam, maar daai volgende dag, toe gaan doen ek hospitaal besoek. Toe wil ek vir al die siekes bid en almal bly siek. Okay. Daar die Here my geleer, as hy nie vir jou sê, doen dit nie, dan is daar, soos in, die kanse is 0, dat daar iets gaan gebeur. Jy moet tyd saam met hom spandeer en hoor wat sy Gees vir jou sê. As jy sy stem hoor, as jy sy roepstem hoor deur wanneer jy Bybel lees, wanneer jy bid en hy kom lê dit in jou hart, wees gehoorsaam. Maak 'n besluit om gehoorsaam te wees. Doen dit wat hy vir jou sê. Gaan doen dit, leef hierdie woord. En dan sal jy sien die Here doen die werk. Johannes 14 kom hier dan vers 10, hy sê, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar my Vader wat in my bly, hy doen die werke. So dis God die Vader self. En as hy hom het as Vader, moenie skaam wees nie. Moenie skaam wees om hierdie te gaan leef nie, om die Gees van God kans te gee om deur jou lewe te werk. En die Here weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. En hy is lief vir mense. Die kosbare goed wat die kamele gedra het, wat saam met hulle was, dit het die Here vir my gewys, is die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, vriendelikheid, ja, en selfbeheersing. Hy het dit gegee as versiersels, sodat jy as bruid jouself kan mooi maak vir die bruidegom. Nou toe ek klaar al hierdie goedjies aangetrek het, weet, as die Here jou woord gaan toets jy mos alles en jy gaan doen dit, jy stap die pad. En toe ek nou alles mooi aan het, toe sê die Here vir my, jy lyk mooi, maar waar is jou rok? Okay, so Galasiërs 5 vers 22 is die vrug van die Gees. Ek gaan gou lees. Hy sê maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die versiersels. Nou toe sê ek vir die Here, maar daar is nou weer net 9. Wat is die 10de ding? En toe sê hy vir my Openbaring 19 vers 8. Ek gaan daarvan vers 7 af lees. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy bruid het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Daar's baie van ons wat regverdige dade doen, maar die vraag is jy geheilig? Is jy 'n kind van God? Okay. As jy 'n kind van God is en jy doen hierdie regverdige dade, dan is dit soos daai bruidskleed wat jy aantrek, daai rok wat jy aantrek. Okay. Soos ons deur hier gedeelte werk, ek wil vir jou vra dat jy by die huis gaan lees dit deur, gaan kyk daarna en dan kyk jy in hierdie oogpunt. Baie keer soos ons wat nou jonk is, jong manne, dan kom jy in 'n kerk en jy soek 'n geleentheid om te bedien en jy wil 'n verskil maak en dan voel jy kry nie die geleentheid nie, jy kry nie daai kans nie. Dis hoe jy voel. En dan wil jy goed in jou eie krag begin doen.
Nou in hierdie gedeelte is daar ook geskrywe waar die dienaar kom en vir die pa en die ma en almal sê, laat die dogter saam met my kom. En sê hulle maar, laat sy eers 'n dag of 10 by ons bly. En dan kan sy gaan. Want hulle het nou gesien, sy het die armbande, sy het die neusring, weet, alles wat die dienaar vir haar gegee het sy. So jy's nou geklee. En jy het dit aan. En hulle sien dit en hulle sien die tekens. So wat nodig is vir jou is, gaan lewe dit. Gaan lewe die vrug van die Gees, dat dit sigbaar word vir jou geestelike leiers, die ouens in jou gemeente, dat hulle dit sien. Bedien in jou sel, in jou groep waar jy die Here aanbid, bedien daar en laat die Gees van die Here jou gebruik. Ek wil vra, Vader, dat U in elke hart sal kom werk vandag. Help ons as gemeente, as liggaam van U, om te doen, Vader, dit wat U vir ons sê. Die vraag, Vader, wat ek myself wil afvra, is ek die een? Is ek deel van die bruid? Is ek deel van die familie? En Vader, dit is duidelik dat U woord vir ons sê, dat ons moet daders wees van die woord, ons moet dit doen, ons moet dit leef, ons moet die krag daarvan demonstreer, en dit moet duidelik sigbaar wees in ons lewens. Ek dank U vir die tyd wat ons in hierdie gemeente is, waar U ons kom voorberei het vir hierdie dag, vir die oomblik waar U kom en vir ons hierdie boodskap gee, sodat ons kan opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek het myself gereed gemaak vir U. Kom en verheerlik U self in en deur my. Ek dank U dat U dit doen, Vader. As jy vanoggend hier sit, en jy sê dalk, ek het nog nie deel geword van hierdie familie nie. Ek het nog nie my hart en my lewe vir die Here gegee nie. As dit jy is, en jy wil graag deel word van die familie van die Here, en jy wil sê, hy is jou Vader, wil ek jou vra, gee net vir my so aanduiding, steek net jou hand op. Dankie. Dankie. As jy jou hart en jou lewe vir die Here gee, het jy nodig om te erken dat jy 'n sondaar is. 'n Helverdiende sondaar. En dat jy dit nie in jou eie krag kan doen nie. En dat jy 'n verlosser nodig het. Jesus Christus is die enigste verlosser, die enigste lam wat gegee is, wat jou sonde kan wegvat. Dan het jy nodig om te glo dat Jesus hierdie seun is, en dat hy jou lief het, en dat hy in jou plek gesterf het. Jy het nodig om dit te bely met jou mond. En dan het jy nodig om in jou lewe in te nooi, en te sê, Vader, kom bly in my hart. Kom woon in my. Help my dat my liggaam, dat my gees, my denke, 'n woonplek sal wees vir U. En dan kom die Here en dan sal hy jou laat ontvang. Sy Heilige Gees, wat hy beloof het. En dan kan jy op hierdie plek wees waar jy vir die kamele te drinke kan gee. Ja. Hemelse Vader, ek dank U vir elke hand wat opgegaan het. Heilige Gees, dank U dat U die oortuigingswerk gedoen het in harte. En ek wil vra, Vader, dat U sal kom. En dat U in hulle harte sal kom inkom, en dat U hulle sal kom vernuwe. Dat U hulle huise sal kom skoonmaak, en dat U hulle huise sal vul met U Heilige Gees, met die gawes van die Gees, en dat U hulle huise sal vul met allerlei kosbare geskenke. Vader, dankie dat U hulle liefhet en dat U hulle roep. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Ek wil 'n tweede uitnodiging gee. As jy sê vanoggend, ek is deel van die familie, ek is lief vir die Here, hy is my Vader, ek ken die werk van die Heilige Gees, ek ken elke skrif, ek kan dit vir jou quoteer, as jy daai persoon is, maar jy skiet kort, wanneer die Heilige Gees vir jou sê, gaan bid vir daai persoon, hy is siek, dan sê jy vir jouself, sien hoe hy word nie gesond nie,
Sien nou net, hy word nie gesond nie. As jy deur daardie toetse gaan en jy sien jouself daar en jou fokus is so op dit wat jy kan doen, wil ek jou vra vanoggend, draai jou fokus terug na die Here toe. Daar's geen ding vir hom onmoontlik nie, daar's geen ding vir hom onuitvoerbaar nie, hy kan enigiets doen. As jy gewillig is, en jy doen wat hy vir jou sê, dan sal jy altyd die vrug daarvan sien. As dit jy is vanoggend, hou julle oë vir my toe. As dit jy is, steek net vir my jou hand op, as jy met dit stoei. Dankie vir die hande wat opgaan. Dankie. Ja. Is dit reg? Ek gaan vir julle bid, en ons gaan die Here vra dat hy ons sal help met dit. Hemelse Vader, het die hande gesien wat opgaan vanoggend. Het die begeerte van die harte raak gesien vanoggend. Daar waar die vyand inkom, die deure wat oop is, kom maak ek toe in die naam van Jesus. En ek bid Heilige Gees dat U sal duidelikheid gee en dat hulle dadelik sal sien waaraan gewerk moet word, wat hulle moet doen, hoe hulle dit moet doen, sodat U Heilige Gees absoluut eerste plek het in hulle lewens en dat U kan doen dit wat U hulle lei om te doen. Dankie dat hulle kan besluit om gehoorsaam te wees en te doen dit wat U vra. Ek eer U daarvoor, dankie vir die salwing op hulle lewens en dankie dat U hulle voetstappe rig en vir dit wat U in hulle lewens begin het, Vader. Ons weet U gaan dit klaarmaak en hulle sal kom getuig van U groot liefde en die genade. Ek eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus. Amen.